lekker man se naam is Jan, Jan, Jan. Hy's 'n braai man, hy's 'n sly man. Drink sy bier en sy whisky uit dieselfde kan. Hy laat jou goed voel, hy sê jou ma is cool. Nou ja, as jou voete begin dans sit met daai lekker liedjie van Jan, 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 dan is jy by die regte program vandag. Dit is Jan, Jan, Jan en die liedjie se naam is natuurlik hulle splinternuwe vrystelling, hy's 'n lekker ou. Maar by my vandag kuier ek met Chanel de Waal. Sy's die tannie met die curlers in die hare wat so lekker voor die karavaan sit. Of buite die karavaan sit in die manne dophou saam met haar vriendin Tamati van Graan. Jy kan gerus na die YouTube video gaan kyk. Dit is Jan, Jan, Jan en die lied se naam is hy's 'n lekker ou. Nou, baie welkom by Chanel. Sy speel die rol van Tansera. Ek wou baie geweet het hoe op aarde kom 'n vrou hier vanuit Namakwaland al die pad tot binne in skielike roem. Ewe skielik hier is sy beroemd en wat 'n lieflike bemarkingsvideo vir Jan, 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 maar ook vir Boerboel. Kom ons luister net gou so na 'n stukkie hiervan en dan gesels ek met Chanel. Nou daai is nou 'n man met geld. Kyk, dit kos om daai Cortina se petroltank vol te maak. Daar's gemaklik plek daar agterop vir daai braai, 2 kaste brandewyn, 'n dubbelprem en 7 kinders. Ek en hom Daan het ook so 'n Cortina gery. Welkom hierso by Alles Afrikaans. Baie dankie Nico, wat 'n voorreg om saam met jou koffie te drink vanmôre jong. Absoluut, en weet jy, die lekkerste, ja die lekkerste is baie net so sopie en ek weet nie van joune nie, want dit is daarom maar vreeslik koud. Ek is nog op skoon heilige koffie, soos jy heilige kou kry, ek is nog op die virgin koffie, dis 'n bietjie vroeg vir my. Chanel, jy is gebore in Garries in Namakwaland, is ek reg? Dis reg, op 'n plaas, ja, agter 'n klip onder 'n bos. Ons ja, mense is mos maar gemaak en gelaat staan, al soos wat my ouma altyd gesê het. So ja. die filters is maar min. En ja, toe ek verstand gekry het ons Appington se wêreld toe getrek of Appington toe getrek. My pa het 'n werk daar gekry. Almal sal hom ken, Hermie Strauss daar by Federated Timbers. Hy was 'n legende gewees in Appington. En dit is mos nou maar waar ons hoërskole is. So die oomblik toe ek verstand gekry het, toe ons hoërskool Appington. Ja. So daar was ek in die skool in Duineveld gewees. En toe beland jy in die polisie van alle plekke. Weet jy Nico, dis 'n lang storie. As ek dit gou vinnig kan opsom, ek het altyd daai tyd het ons die boete bessies gehad, die wit vrouens, ek skiet nou sonder om nou, maar Ja. wat geloop en parkeerkaartjies skryf het in die dorp. En hulle het vir my die mooiste uniform aangehad. En ek het altyd my ma sê ek was 3 voet in 'n poep hoog. Dit het vir haar gesê, mamma, ek wil dit doen as ek eendag groot is. Maar dit het basies gegaan oor uniform dra. Dit het nie gegaan oor die werk wat die verkeersdepartement doen nie. En matriek het my pa vir my na hierdie einste lesenaar toe wat ek nou voor julle sit geroep en hy het vir my gesê, hulle het my gesê Piri, hy het vir my gesê Piri, jy moet nou seker volgende jaar gaan leer my kind. Ek sê van pappa, maar ek wil nie gaan leer nie. Ek wil uniform dra, ek wil mense help. En sy woorde kort was gewees, ek en jou ma het te swaar gekry sonder geleerdheid, jy sal gaan leer. Nou op daai stadium het ek 'n tweelingbroer en suster gehad op universiteit en 'n ouer broer. En hulle was almal in Bloemfontein en ek het vir pa gesê, nou pappa, as jy nou wil hê ek moet gaan leer, met alle respek, ek het nooit lelik gepraat met my pa nie, ek het die grootste ontzag gehad vir my pa, maar ek het gesê, pappa, as jy pappa wil hê ek moet gaan leer, moet pappa vir my 'n rigting gee. En hy het vir my letterlik die universiteit se boek so na my toe geskuif en gesê, kies vir jou een. Ja. En ek het die boek oopgemaak, soos geblaai, en ek het hom so laat val op die lesenaar, en ek het hom opgetel soos wat hy oopgeval het, en ek het hom so gedraai. Toe sien ek daar staan handelsrekenarisering en personeelbestuur. Toe sê ek, pa, hierdie klink nogal interessant, ek sal dit gaan doen.
Sy sê vir my kind, maar jy gaan my geld mors. Toe sê ek, nee pappa, ek sal nooit pappa se geld mors nie, maar pappa wil my hê moet gaan leer. Ek wil nie gaan leer. Jy kan met enige onderwyser in Appington praat. Ek was seker die moeilikste leerling gewees in Appington 1986. Ek het perdgery, ek het hokkie gespeel. Ek was oral behalwe voor die boeke. En ja, ek het die jaar het ek my pa vir my ingeskryf in my 4de jaar toe kom my lektor na my toe sê vir my Charnel, jy weet as jy nou nog 2 vakke byvat dat jy die personeelbestuurgraad ook. Toe sê ek nou maar dan maak ons so, pappa sorg mos. Ja, ja. Ons nou lekker tye daai, jy het mos nie bekommernis gehad nie want die ouers sorg mos. Ja. Ja, en so het ek 2 grade gevang in die aand toe ons terugry. Ek het 'n onderwyser in Appington gehad en dit was vir my 'n vreeslike lewensles en ek kan dit oordra aan die mense. Onderwyser wat vir my gesê het, Charnel, jy gaan kaalvoet voor 'n stoof pregnant beland. Jy gaan niks in jou lewe bereik nie. En die oom het gebly op Gariep, is net so voor Appington, die ouens wat nou nie vir Appington ken nie. En ek het toe ons Appington inry, toe sê ek, pappa, ek wil net hier stop by hierdie onderwyser van my. Toe sê my kind, maar is 1:30 die nag, toe sê ek, Griepie sal nie omgee nie. En ek het aan sy voordeur geklop en ek het met 2 grade so vir hom gehou. Regtig. En hy het in trane uitgebars en ons was 'n handjievol wat na skool gaan studeer het en nog minder wat suksesvol was op die ou einde van die dag. En ek het vir hom gesê, oom, nou nie vir hom dat hy het nie meer meneer gesê nie, want 'n meneer is mos nou 'n ander ding. Maar ek het vir hom gesê, oom Giep, ek wil net vir jou sê, die woorde wat jy my daai dag gesê het, kon my gemaak het of dit my gebreek het. Ja. Jy moet besop vir wie jy dit sê. Jy moet besop vir die gewig vir jou woorde. Jy weet 'n mens besef nie altyd die gewig van jou woorde nie. Ja. Hy kan dit vir die volgende persoon gesê het en dit kan haar heeltemal teen die vloer gegooi het. Dit is waar. Was dit 'n uitdaging. Ja. Dit is sommer die tipe mens wie ek is. Ja, en jy hou van uitdagings, Chanel. Dis hoe ek op TikTok beland het. Ja. En dis hoe ek by Boerboel beland het. Ek sê nie nee vir 'n derde. Ja, so nou wil ek net vir die mense sê, jy weet hier is jy 'n polisievrou of jy was in die polisie en jy word 'n TikTok sensasie want jy het 'n geweldige klomp mense wat jou volg met al jou grappies en dingetjies wat jy vertel en dan is jy nog betrokke by Boerboel. Hoe het jy by Boerboel beland? Weet jy Nico, dis ook 'n lang storie. Dis ook met 'n derde. Ek het hierdie advertensie gesien wat Roan, hulle noem hom Dik Jan, maar ek hou nie daarvan daai naam nie. Hy's 'n lelike naam vir so 'n oulike kind. Ek is bitter lief vir kyk my Boerboel seuns, hulle is my kinders. Ja. Hulle kan dit maak. Ek is bitter lief vir hulle. Maar ek het die advertensie gesien wat Roan gemaak het in sy slaghuis. En ek het net 'n grap videoetjie daaroor gemaak hoe ek nou hierdie sak pak met al hierdie pille en brille in. Ek het sommer my slippers aangetrek en ek is nou op pad hier na Boerboel toe. Dit was nou al wat nodig gewees het want ek het 'n groepie mense op TikTok ontmoet. Ek is nou 10 maande op TikTok. Ek is eers Augustus as ek 'n jaar. Maar soos wat ek live gegaan het, het ek hierdie wonderlike mense raak gesien en ek het hulle in 'n groep gegooi op 'n WhatsApp. En ek noem hulle die verspan, dis nou weer 'n ander storie. Ja. Maar hulle het toe nou kyk, hulle ken my in en out. Kyk, ek het eintlik baie diep op TikTok begin, want ek het 'n skermutseling gehad met 'n hommel by daar in Hartenbos wat my verskriklik seer gemaak het. En ek het gegaan op TikTok om vir die jong meisies te leer die gevaartekens van 'n persoon wat jou misbruik. Net sê dit nou 'n man is of 'n vrou. Ek het eintlik net eers begin met die girls praat. En toe daar al meer manne aangesluit en gesê, Tannie, maar wat van ons man? So ek kan nou praat oor die algemeen. So dit is eintlik hoekom ek TikTok begin het, om te preek en vir die mense te waarsku teen hierdie mense wat jou misbruik, gebruik en seermaak. So jy sal sien in die begin is my TikToks baie diep, baie lewenslesse van my ouma af, my ouma Sarah wat vir my 'n ikoon was in my lewe. En so dit al hoe gesonder ek geword het, want die een hand was die ander. TikTok het my gesond gemaak. Die mense wat op TikTok was, het vir my geheel en ek het vir hulle gehelp heel. Dit het 'n lelike storie ook uitgetop van 'n girl wat nou selfmoord gepleeg het, wat ek gehelp het die dag en onbewustelik. Maar in elk geval ek het hierdie verspannetjie bymekaar gesit
En hulle het hierdie advertensie gesien van Boerboel soek 'n nuwe tannie. En hulle het vir my gesê tannie skryf in, jy het die persoonlikheid. Ek sê nee man, wat sal Boerboel nou maak? Met 'n Namaqualander wat Fox sê en wat is soos wat ek is, want soos wat ek hier by jou sit, ek dra nie glimering nie, ek doen nie my hare nie, die naaste wat ek aan hare doen is as ek krullers in dit op by Boerboel. Ja. En hulle het toe die enetjie het vir my gesê tannie ek double dare. En as gevolg van daai double dare het ek toe nou my dogter Stefanie ingeroep en gesê sussie, nou moet jy vir my help, hier's nou 'n toffie. En sy het die hele advertensie geredigeer, het ek lus om te sê, dit was haar idees en ek het ingeskryf, maar basies net om vir die verfspan te wys, luister, ek het nou 'n inskrywing, hierdie dare is gedoen, maar julle beurt te kom. Ja. En Jessie jong, ek sit die naweek was ek daar by Johan en George en die oggend hier lê my foon en ek antwoord en sê dis Stefan Nego van Boerboel, en ek druk die foon dood. Want wat ek dacht toe nou dis nou van die verfspan se manne wat nou weer met my gat vat, het ek nou lus om te sê. Of iemand wil aan jou 'n broek verkoop. Jy verstaan? Ja, ek het nie gedink aan broek verkoop. Ek dacht toe nou dis heeltyd is ou spottery, jy weet, hulle wil my nou in die hande kry oor die advertensie wat ek gemaak het. En hy het toe weer gebel en ek het vir hom gesê, maar as jy ernstig, is dit nou regtig Stefan? Hy sê, maar tannie kan my maar terugbel. Hier's my nommer. Ja, en so het ek hierdie fantastiese mense ontmoet. Stefan Nego van Boerboel hy is die sout van die aarde. So mooi soos wat daai mense buite is, so mooi is hulle harte. En ek is die Here so dankbaar vir die geleentheid wat op my pad gekom het. En dit is toe was die een met die karavaan, die Jan of lekker ou Jan. Dis dit die of hy's 'n lekker ou, nee. Is dit die eerste een waarna jy opgetree het? Daar is my virgin gebreek. Ja. Kyk, dit is die eerste keer wat ek 'n kamera gesien het. Ek meen 'n videokamera, so groot besigheid en ligte en fans en dit was vir my jy sal sien ek is glad nie myself op daai video nie, want dit is 'n sanitergende besigheid in die verdomde Stefan, jy weet, nou sê ek vir hom, maar waar's my woorde? Ek mos nou woorde leer. Hy sê, wees jy net rustig tannie. En toe ons daar kom, en hier begin hierdie dinge, en hy sê net, wees jouself. Ek dink, maar hoe kan ek myself wees? Ek is 'n Namaqualander. Jy wil nie, ek moet my, jy weet, soos die dag geloop het, so sal jy sien op die video ook, met my selfvertroue net gegroei. En dis omdat jy kan regtig net jouself wees. Dit wat ons daar sit, behalwe, ek weet, die look, is ons elkeen is 'n eie persoonlikheid. Al het jy 'n alias van ek is Tannie Sarah wat ek verskriklik trots is op. Kan jy jouself wees en dis hierdie mengelmoes van hierdie sop van al hierdie persoonlikhede wat die sukses is van 'n lekker ou en dan nou Stefan se insig, want baie keer dan weet ek nie hoekom doen jy dinge, jy doen dit net want Stefan sê so, maar nou is 'n heeldag skiet ons die oggend 4:00 begin en ons die aand 11:15 geëindig en om dit te sny in daai 6 minute is ongelooflik, absoluut ongelooflik. Hy is 'n god, hy's my koning Midas, ek sê vir hom alles wat hy aanraak raak 'n goud. Ja, mens besef die tegniese dinge agter dit alles nie, en vir alles jy nie 'n skrip het nie, jy weet dit alles glip maar so uit en jy gooi almal by mekaar en dis fantasties. Ek meen Mati van Graan is 'n wonderlike aktrise. Dit is seker wonderlik geweest vir jou om met haar te werk. Ek was so na skade geweest. Sy was my mentor geweest vir daai dag, want ek het maar net gekyk wat Mati doen en as ek agterna. So ek maar is moet sê julle ewig dankbaar daarvoor. En ek dink almal pas so mooi in by mekaar. Jy het net gepraat van wat was dit van Rian? Is Rian die ou met die Cortina? Roan is die een met die Roan, die frissiekie, En kyk, die hele spel, die hele musiek video is absoluut ongelooflik. Ek dink die mense is gaande daaroor want almal praat daarvan. Ag, weet jy, ons is so dankbaar vir die sukses, maar ek dink Boerboel se sukses is jy kan wees wat jy wil. Jy's altyd 'n lekker ou.
Ja, of 'n lekker ja, tannie. ja, En maak nie saak of jy bene het soos 'n volstruisie nie, jy kan nog steeds jou DK-weekie dra. Jy weet dis reg. hy's gebou vir almal. Almal lyk nie soos Wim en Roan en Ja, David en daai mm, manne nie, maar ek het nou jy's verlede week 'n TikTok gemaak wat 'n ou sê ja, hy het 'n vreeslike dun beentjies, maar ek gaan nou nie sy woorde gebruik nie soos 'n ja. voeltjies se daai ding. En toe sê ek vir my kind, ek het ook bene soos 'n volstruis, maar ek dra my boelboelvellies. So Ja, ja. almal kan dit dra Mm. en almal is 'n lekker ou op die einde van die Ja, dag. ja. Kyk, Boerboel is baie hulle bemarking is baie goed en daar's die humor en natuurlik daar is ook Jan wat dit is absoluut een groot pakket, is ek reg? Dis 'n Ja, suksesvolle dis 'n suksesvolle. mengelmoes. Mm, Want so Stefan ook tereg sê, jy weet ons is die enigste klerebrand mm, wat ons eie musiekgroep het en ja, wat die twee tannies het. Jy ja, weet en ek dink 'n groot deel van Boerboel se sukses met die tannies, ek praat nou van die tannie se gedeelte, ja, is dat daar so min humor, so min dinge vandag, veral in Suid-Afrika waar ons oor mm, kan lag. ja, ja, En net daai bietjie humor en daai fyn sin vir mm, humor. Jy ja, weet baie mense attrek. Hulle kan hulle vereenselwig met ons. ja. Wat vir my nou weer baie spesiaal is omtrent die humor, is dat dit baie fyn is en is so 'n bietjie dubbelsinnig. Dit laat jou 'n bietjie dink, laat jou lekker lag. Daar's daai fyn lyn. Ek meen as ek Dit net hang dink af. aan ja, dit is soos Matie aan die einde sê, jy weet, 'n man wat so braai kan lekker en ja, daar sing Jan vir ons. Dit is regtig, dit is baie baie goed. Jy weet, dit is ek dink dis die sukses van die tannies. Ons Ja. gee 'n idee in hoe diep jou kop in die gutter is sal nou Ja. afhang van wat jy nou in jou sin Korrek. klaar maak. En sê vir my enige werk vorentoe, daar gaan er nog wees en jy gaan nog steeds in daarby bly en of het jy 'n kontrak met Boerboel alleen of kan jy enige Ek- ander werk ook doen? Nee, ek het 'n kontrak met Boerboel, maar dit gaan oor Boerboel self. Ja, ja. So ek kan enige werk, ek is nou daar lê 2 aanbiedinge op die tafel wat ek nou, maar ek het 'n lojaliteit teenoor Ja. Stefan. Ja. En ja. ek sal nooit iets doen wat Boerboel se beeld of vir Stefan seermaak nie. So Ja, ja. jy weet dis 'n fyn lyn. Ek het byvoorbeeld vir toestemming gevra om met jou onderhoud op te hou want Ja. ek wil nie uit my boundaries Ja. uittreë nie. Ja. Maar ja, nee, ek is oop vir enige iets as dit moet net nie teenstrydig wees met Boerboel en dan met Jan. Ja, ek stem. Hulle is maar my eerste Ja. liefde. Ja, ek dink amper ek het Stefan se nommer, ek het een van hulle se nommers nog hier. So ek gaan so af op my lys. Ek het begin by Matie van Graan verlede jaar met Vadersdag. Hierdie keer is dit jy en ek gaan binne die volgende 2 weke vir hulle aantree daar by Boerboel en Jan ook sommer. Ek sal vir jou Stefan se nommer stuur. Is reg, Hy ja. hy's dierbaar, hy's baie skugter. Hy wil nie voor die kameras wees nie, maar agter die kameras is Ja. hy's maar net my koning Midas soos ek sê. Ja. Sê vir my, waarheen daar's liefdes storieetjies wat ek hoor, want toe ek vir jou met verlede week gepraat het, toe sê jy's by jou verloofde. Dis wonderlike nuus. Baie dankie. Ja, ons Ja. het Saterdag aand het ons verloof geraak. Vraggies, fantasties, baie geluk. Ons het baie dankie. Hy's net op die oomblik het hy's werk in George. Ek is in Fransskaal. Ja. So dis so 380 kilos uitmekaar uit, maar die ding werk. Ja. Ons verhouding werk. Ek sê altyd as almal vir my vra nou wat gaan julle nou doen? Dan sê ek Johan sorg nou vir kos op die tafel, Ja. maar ek is nou besig met 'n bed and breakfast. O, Selfsorg eenheid hier op Franskraal wat ek nou beginne bemark. ja. So ek sorg weer vir die ou dag en hy sorg vir die hede. Ja, So, fantasties. Ag, ek wens julle alle sukses toe. En Chanel, ek hoop ons gaan nog baie van jou sien. Ons sien jou op TikTok en ons lag lekker. Dit is weet jy, dit is baie keer net so lekker om net so af te blaas en na iemand te kyk en net lekker te lag. En jy doen dit regtig en baie dankie daarvoor.
en dat jy so goed en so lojaal is teen Boerboel en jou bewonderaars en dankie ook vir die geleentheid dat ek met jou kon gesels het. Ag, dis Baie 'n dankie. groot plesier en ja, die TikTok ding is ouens as julle TikTok download, moenie skrik vir die drama daar nie. Ja. Ek het gister vir die mense gesê die goed gaan die drama vervang een van die dae. The good will always prevail. Dit is nou maar net. Absoluut. Ag, jy doen so wonderlik. En is lekker. Ons gaan weer gesels binnekort. Ons gaan 'n bietjie onderhoud doen en naskrif ook 'n bietjie anderste onderhoud waar ons bietjie meer gaan lag. Ons gaan 'n bietjie stout wees, maar andersins Chanel, alles van die beste. Ag, baie volgende dankie keer. Nico. Baie dankie en baie dankie vir die voorreg om hier te wees en groetnis aan al die mense wat na jou luister en Ja, check it Tannie, Tannie Sarah. Sarah. Dis nogal toevallig, is nogal my ouma se dag. Ek het dit nou agtergekom. Ja. Baie mooi bly Chanel, baie mooi bly Tannie Sarah. Hey, so lekker, oh, Jan, Jan, Jan. Waar is dit lekker nou? Hier is dit lekker nou. Waar is dit lekker, oh? Daar is dit lekker, oh. Waar is die pompie nou? Elke lekker man se naam is Jan, Jan.